Hallo graad 11's, welkom by Wiskunde met Ahmed Suleiman. Vandag kyk ons na oplossings van trigonometriese vergelykings in die kartesiese vlak. Die vier kwadrante, natuurlik of kwarte, bestaan uit 'n kwadrant 1, 2, 3 en 4 en dit beweeg antiklokgewys. Begin natuurlik by 0 grade, dan tot 90 is eerste kwadrant, 90 tot 81 is tweede kwadrant, 81 tot 270 is derde kwadrant en 270 tot 360 is die vierde kwadrant. Natuurlik, eerste kwadrant is al die verhoudings positief, sin, cos en tan. Tweede kwadrant sinus positief, die ander twee negatief. Derde kwadrant tan positief en die ander twee negatief. En in die vierde kwadrant cos positief en die ander twee negatief. Jy moet natuurlik dit onthou en natuurlik jy kan ook jou eie rympie opmaak. Baie mense praat van die CAST rule, C-A-S-T of all students take coffee. Jy kan jou eie rympie opmaak net solank jy onthou in watter kwadrant is watter een van die drie verhoudings sinus, cos en tan positief. Goed, kom ons kyk na ons eerste voorbeeld, trigonometriese vergelykings. Los op vir theta korrek tot 1 desimale plek en natuurlik die vergelyking wat gegee is dat tan theta is gelyk aan 5 en natuurlik die interval waar binne ons moet werk lê tussen 0 en 360. Dit wil sê al 4 kwadrante. So stap 1, gebruik 'n sakrekenaar om natuurlik vir theta op te los. So wat ons doen is, omdat die verhouding gegee is, naamlik 'n 5 en nie die hoek nie, moet ons op die sakrekenaar natuurlik gaan kyk na die tweede funksie of shift tan. En dan sit ons die 5 in en dan kry ons 78,7 grade. Nou onthou is baie belangrik dat ons moet onthou dat dit is nie noodwendig die antwoord nie. Right. Ons noem die 78,7 'n verwysingshoek. So hou dit in gedagte. So hierdie plek van theta is skerphoek wat in die eerste kwadrant lê en die verwysingshoek genoem word. Stap 2, gebruik die CAS verhouding of diagram om te kontroleer in watter kwadrante tan theta positief is. Onthou daar's 'n plus voor die 5. Die CAS diagram dui aan dat tan is positief in die eerste en in die derde kwadrante. Dis hoekom ons natuurlik 78,7 kan aanvaar as 'n antwoord, want dit is in die eerste kwadrant, maar die tweede antwoord is natuurlik, waar is tan nog positief? Natuurlik in die derde kwadrant, waar dit 180 plus die verwysingshoek is. Soos 180 plus 78,7 en dit gee vir jou 258,7. Goed, ons kyk na 'n volgende voorbeeld. Nou gaan jy opmerk, 'n skets is gegee in die vierde kwadrant, asook die koördinate van B. B is x1, y negatief 3. Nou, ons moet bepaal, sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, die lengte van OB. Natuurlik, jy sal onthou dat OB is die sogenaamde skuinsy en hy lê oorkant die hoek van 90 grade. En natuurlik, hier gaan ons dink aan die gebruik van die stelling van Pythagoras. Reg, so as ons kyk na die driehoek wat reghoekig is, dan sal jy onthou volgens Pythagoras is OB kwadraat gelyk aan OX kwadraat plus XB kwadraat. Natuurlik, die lengte van OX is natuurlik die 1 wat ons by punt B kry, soos 1 kwadraat, en natuurlik die negatief 3 is die y-waarde of die lengte van XB wat negatief 3 kwadraat is. So gee natuurlik vir ons 'n 10. So as OB kwadraat 10 is, dan is OB die vierkantswortel van 10. So nou het ons die lengte van OB en nou kan ons die cosinus van die cos van beta, wat natuurlik 'n stomphoek is, soos jy self kan sien, of liewer 'n reflekse hoek is. So ons verwag 'n taamlike groot antwoord. Nou oppas, OB is natuurlik daar's 'n plus voor die wortel van 10. So cosinus is natuurlik positief in die eerste kwadrant en natuurlik ook in die vierde kwadrant. So moet jy dit vergeet nie. So daar sien ons dan dat as x1 is en y is min 3, dan is r 10.
So die cosinus is natuurlik aanliggend oor die skuins, wat natuurlik 1 op wortel 10 is. Volgende gaan ons kyk na 'n vraag wat in 'n graad 11 wiskunde frase voorgekom het van Basic Education, November 2018. Goed, dit was vraag 5 gewees. So in die diagram hieronder is die punt T, natuurlik x en 15, 'n punt op die kartesiese vlak, sodanig dat OT se lengte 17 is, punt P se koördinaat is -2 in klein a, en dit lê op OT. K is 'n punt op die positiewe x-as, en hoek TOK is natuurlik genaamd theta. So jy moet bepaal met die hulp van die diagram, die waarde van x, die waarde van tan theta, die waarde van cos van 81 min theta, die waarde van sin kwadraat theta, en die waarde van a. So, om die waarde van x te bepaal, gaan ons natuurlik gebruik maak van die stelling van Pythagoras. Dit beteken dat ons moet natuurlik die driehoek T oor x natuurlik voltooi, soos jy kan sien die driehoek wat gegee is. So dan ons kan sien dan wat is 15? 15 is die lengte van 'n y-waarde, x is natuurlik die waarde van die x-waarde, en 17 is dan wat vir ons gegee is. So dis die skuinsy. So ons maak gebruik van Pythagoras, s kwadraat plus y kwadraat kan r kwadraat. So s kwadraat plus 15 kwadraat is 17 kwadraat. So natuurlik 17 kwadraat minus 15 kwadraat gee vir jou 64, en die vierkante wortel van 64 is plus of minus 8, maar natuurlik ons verkies die negatief 8, omdat dit op die negatiewe arm van die x-as is. En dan tweedens die tan van theta, so jy kan aflees, tan natuurlik oorstaande oor die aanliggend, so dis 15 oor negatief 8. Goed, 5.1.3, bepaal die waarde van cos 81 min theta. Natuurlik dit is cos van 81 min theta is 'n hoek in die tweede kwadrant. En natuurlik omdat dit 81 is, gaan dit cosinus bly, maar cosinus is negatief in die tweede kwadrant. Daarom vervang ons hom met min die cos van theta, wat natuurlik aanliggend oor die skuins is. So dis 'n negatief buite die hakie, en dan binne die hakie negatief 8 oor 17. So die twee negatiefes gee dan vir jou 'n positiewe 8 oor 17. Dan sin tot die mag 2 theta, natuurlik sit die hakie tot die mag 2, moet jy vergeet, want is kwadraat, en natuurlik sin wat gedefinieer is oorstaande oor die skuins, wat 15 oor 17 is, natuurlik 225 oor 389. Goed, die waarde van klein letter a, natuurlik, as jy kyk na punt P, gaan jy sien a kom by punt V oor, so natuurlik nou moet jy nog 'n driehoekie daar teken, so jy kan sien geïllustreer aan jou linkerkant van die skerm. So bys -2 in die a, en natuurlik nou kan ons sê tan theta is a oor -2, dis oorstaande oor die aanliggend, wat natuurlik dieselfde is as 15 oor min 8, want dit is dieselfde hoek theta. Daarom deel hulle dieselfde verhouding. Kruis maal a maal min 8 en min 2 maal 15, en dan kry ons a is gelyk aan 15 oor 4. Goed, die volgende vraag kom uit ook Basic Education, graad 11, wiskunde frase 2 November 2017. Goed, by 5.3, in die diagram hieronder is R 'n punt in die eerste kwadrant, sodanig dat hoek TOR alfa is. RO word verleng na P, sodat OP 2 maal RO is, en hoek TOP is beta. Daar word ook gegee dat sin van alfa 3 oor 5 is. So bepaal sonder die gebruik van 'n sakrekenaar die waarde van tan alfa, die waarde van sin beta en die koördinate van hoek P. Goed, so sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, moet nie vergeet die waarde van tan alfa. Natuurlik, hier gaan ons weer ons driehoekie voltooi, kyk aan die skets aan die regterkant van die skerm. So ons maak gebruik van wat vir ons gegee is. So dis 5, 3 en 4. Natuurlik 5 word verkry, natuurlik 4 word verkry deur gebruik te maak van die stelling van Pythagoras. Dan kry ons hy 4 en 3 wat vir ons gegee was. So dan sal wees 3 oor 4 oorstaande oor die aanliggend. Die waarde van sin beta, sin beta
kom ook vanaf die sin van 180 plus alfa, moet nie vergeet nie. Dit is my sogenaamde kofunksies, wat natuurlik gelyk is aan min die sin van alfa, right, moet nie vergeet nie. Dit is natuurlik in die derde kwadrant, dan is dit negatief, en natuurlik in die geval sal dit dan wees 3/5. Goed, die volgende probleem kom uit ook graad 11 wiskunde, vraestel 2 November 2016. 5.1 in die diagram hieronder is P negatief 8 en T 'n punt in die Kartesiese vlak sodanig dat OP gelyk is aan 17 eenhede en die reflekse hoek X op P is theta. Bereken die waarde van T, bereken die waarde van elk van die volgende sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, die kos van min theta en 1 min sin theta. Goed, vraag 5.1.1. Natuurlik maak ons weer gebruik van die stelling van Pythagoras. So dis min 8 kwadraat plus t kwadraat gelyk aan 17 kwadraat. Natuurlik t kwadraat is dan 225. So t is negatief 15. Want ons werk ons nou op in die derde kwadrant waar hy y-waarde negatief is. Nie vergeet nie. Dan die kos van min theta is natuurlik dieselfde as plus die kos van 'n positiewe theta. Natuurlik wat op die skets is, aanliggend oor die skuins wat natuurlik negatief 8/17 is. Dan 5.1.2b 1 min sin theta is dieselfde soos 1 minus negatief 15/17. Natuurlik jy kan of die sakrekenaar gebruik om dit op te los of 1 kan jy skryf as 17/17 soos dieselfde noemer. So dan kan natuurlik dit 17 plus 15 saamtel wat vir ons 32/17 gee. Goed, die volgende vraag. Gegee dat sin beta 'n derde is, waar beta nou lê tussen 90 en 270, so wees nou versigtig, dis nie meer al 4 kwadrante nie, ons kyk nou net na sekere kwadrante. Nou tussen 90 en 270 sal wees tweede en derde kwadrant alleenlik. So sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, bepaal die waarde van die kosinus van beta. Goed, so wat ons dan dus moet doen is, ons moet kyk, sin beta is 'n derde, natuurlik 'n derde is 'n positiewe derde, soos of eerste of tweede kwadrant, maar omdat ons beperk is tussen die tweede en die derde kwadrant, mag ons nie 'n skets teken in die eerste kwadrant nie, maar 'n skets in die tweede kwadrant. So daar is jou skets, en natuurlik 'n derde is natuurlik 'n sinus is oorstaande oor die skuins. En natuurlik nou kan ons die skets gebruik en natuurlik weer Pythagoras gebruik om dan die lengte van x te kry wat vierkant wat negatief 2 maal die wortel van 2 is. As ons Pythagoras gebruik, moet jy vergeet nie. Jy gaan natuurlik die wortel van negatief 8 en 1 in Pythagoras in vervang. Dan kry ons dat x is negatief 2 maal die wortel van 2, so die kos van beta sal dan wees aanliggend oor die skuins wat negatief 2 wortel 2/3 is.